dis dit baie vir die voorreg om weer 'n keer teenwoordig te wees saam met die erediens te hou. Baie dankie aan die kerkraad vir die uitnodiging nog eenmaal. Dit is vir my lekker, soos ek gister gesê het, ek is bang, maar dit is ook vir my 'n groot voorreg om saam met u te dink en saam met u die paadjie te loop. En gister het ons sulke mooi goeders ontdek, daar sulke mooi dinge in die gemeente aan die gang. En 'n mens moet dit so af en toe raak sien, en ook raak sien as daar dalk iewers in jou iewers op jou voorkop 'n swart kolletjie is wat was nodig het. Maar die deel my hier wees is nie om die swart kolle uit te wys nie, maar om te wys wat er mooi goeders daar in die gemeente aan die gang is. 11:00 begin ons weer, nog so vir 2 uur. As jy dalk wil inskakel, is jy baie welkom. Jy sal so vir die eerste 20 minute nou nie lekker weet wat aangaan nie, want ons gaan dinge doen wat ons gister mee besig was, maar daarna, so na 20 minute, kan jy heerlik saam met ons bid en saam inval en saam dink en saam onderskei. So as jy sou kon kom 11:00, is jy hartlik welkom. Broers en susters, wat 'n voorreg om weer 'n slag in die erediens te wees en meer mense te mag wees. Hoe gaan ons nie in die land en in die wêreld deur 'n verskriklike moeilike tyd nie. En vir my maak dit net meer sin om die ou klassieke fotum van die NG Kerk en van die gereformeerde tradisie te gebruik, want ons leef in 'n tyd wat mense dit eintlik nie anders kan as om uit te roep dat hier is vanmôre 'n klomp mense bymekaar en deur die uitsending ook bymekaar wat erken die woorde van Psalm 124 vers 8. Ons hulp kom van die Here. Die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. In sy naam groet ek u. Genade vir julle, vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die werk van die Heilige Gees. Ons loflied vanmôre is 'n lied wat die Gideoniete beweging in ons land bekend gemaak het en wat gelukkig nou in Afrikaans ook in ons liedboek is, lied 205, bring lof aan die Vader. Kom ons sing die eerste en die tweede strofe daarvan. Die tweede strofe het veral ietsie van 'n bewoording oor waarmee die Here deur sy Gees in sy gemeente besig is. Die 205, 1 en 2. Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas, die 10de hoofstuk, Lukas hoofstuk 10. Ek gaan lees vanaf die eerste vers en dan ook weer vanaf vers 17, maar intussen 'n paar verse oorslaan. Lukas hoofstuk 10, ons skriflesing vir die oggend. En ons gaan voordat ons dit saam lees, saam bid, om te erken en te bely
dat ons vir die verstaan van die Bybel so diep afhanklik is van die werk van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, dankie dat ons in die naam by mekaar mag wees. U sorg vir ons soos 'n vader en 'n moeder. U is vir ons alles. Ons lewe sou sinloos gewees het as dit nie was dat u ons ingetrek het, na u toe getrek het, en dat ons vanmôre u kinders kan wees nie. Dankie vir hierdie gemeente van u hier aan die noorde kant van ons berg. Ons dankie vir die getuienis van die gemeente oor die jare wat verby is. Dankie vir mense wat saam dink om te vra, Here, waarheen is u nou in hierdie moeilike tyd en uitdagings? Waarheen is u met ons op pad? Laat die woord ons vanmôre daarmee help. En help ons om met oop gemoedere en ontvanklike harte, elkeen persoonlik, maar ook gesamentlik te sê, Here, praat met ons. Ons is van u gesprek met ons diep afhanklik. In Jesus se naam. Amen. Lukas hoofstuk 10 vanaf die eerste vers. Hierna het die Here Jesus nog 72 ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek wat hy nog wou besoek. En hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid daarom tot die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, kyk, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beursie of 'n reissak of sandale saamdra nie en moet niemand langs die pad groet nie. Watter huis julle ook al binne gaan, sê eers vrede vir hierdie huis. En as daar 'n vredelievende mens woon, dan sal julle vrede op hom of haar rus, anders sal dit na julle terugkeer. Bly in dieselfde huis terwyl julle eet en drink wat hulle aanbied, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis rondtrek nie. As julle in 'n dorp kom en die mense verwelkom julle, eet wat aan julle voorgesit word. Maak die siekes wat daar is gesond, sê vir hulle, vir julle is die koninkryk van God op hande. Kyk verder saam met my na vers 17. Die 72 het vol blydskap teruggekeer en gesê, Here, selfs die demone onderwerp hulle aan ons op grond van u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het Satan, en as jy nou in die 2020 vertaling is, dan sal jy sien daar is 'n verduideliking dat die begrip Satan in die Nuwe Testament en Ou Testament eintlik maar beteken die teenstander. Ek het die teenstander soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle mag gegee om op slange en skorpioene te trap en ook oor al die mag van die vyand. Niks sal julle enige skade kan aandoen nie. En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie. Wees eerder bly dat julle name reeds in die hemel opgeskryf is. Ek lees weer die 3de vers wat vanmôre veral die preekteks is. Gaan nou, kyk, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Begin my broers en susters 2 opmerkings by wyse van inleiding voordat ek probeer om saam met die teks te verstaan. Soos vir jou is die Here vir my ook goed oor my lang bedieningslewe, het hy my dit gun om hier iewers tussen 600 en 700 NG gemeentes te kon besoek en in hulle op te tree, wat 'n ongelooflike voorreg is. En omdat ek belangstel, luister ek goed na gemeente se aankondigings. Ek het vanmôre nie 'n blaadjie gekry en ek vergeet om een te vat. Maar my ervaring is dat omtrent 70% van alle aankondigings in die NG Kerk is kom aankondigings. Kom tog na die week se Bybelstudie toe. Vanmôre byvoorbeeld ons eie aankondiging, kom tog volgende week, bring die stoele saam vir die Kerssangdiens.
wanneer dieselfde Here vir hierdie klomp pragtige mense wat ons maar vanmôre in die NG Kerk se gestalte ken, sê, gaan nou julle wat gekom het. Dan is daar dikwels by ons 'n soort van 'n vreemde traagheid van hart, lamheid van knie, toeheid van mond. Ons is waarskynlik net nie sulke goeie ganers as wat ons kommers is nie. Opmerking nommer 2. Ek kan my nie in hierdie erediens waar daar so baie van u is wat daarom ook al 'n bietjie wit koppe het. Ek kan my nie indink dat u nog nie 'n preek gehoor het oor Lukas 10 vers 2 nie. Die oes is groot, die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, dat hy arbeiders in sy oes of vir sy oes sal uitstuur. En ek kan my goed wel indink dat baie van julle bid daarvoor. Maar dit is die soort gebed wat jy liewer nie moet bid, as jy nie gewillig is om verder hier te hoor nie. Want die gaan is die opdrag aan dieselfde mense wat bid. Wie nie wil gaan nie, moet sy biddery weer bedink. Wat sou die Here nou op Sondag 7 November vir 'n NG Gemeente Magalies Krynbou sê deur so 'n ou teks, Lukas hoofstuk 10. Ek gaan probeer. Lukas 10 is 'n unieke hoofstuk in die Nuwe Testament. Daar is nie nog so een nie. Dit is die enigste een. Al drie evangelies, Lukas ook en Lukas 9, vertel die uitsending van die 12. Maar net Lukas het in hoofstuk 10 dat Jesus 72 ander disippels na hom toe roep en hulle 2 voor hom uitstuur na elke dorp waarheen hy nog wou gaan, wat hy nog wou besoek, sê die 2020 vertaling. Hoe moet ons dit nou verstaan? Ek gaan probeer om 3 dinge daaroor te sê. Ek dink Lukas 10 help ons met 'n bietjie beter verstaan van die karakter van die gemeente, van die posisie van die gemeente en van die krag van die gemeente. Karakter, posisie, krag. Karakter. Ek gaan nie vir u met baie tekste vermoei nie, maar Lukas 10 vang eintlik saam wat die tema is van die Bybel, selfs van Abraham af, dat ons is gestuurdes. In die Abraham geskiedenis is dit selfs duidelik dat jy moet net onthou asseblief Abraham, ek het jou gekies. Nie wat jy so belangrik is nie, maar kan jy dit nog onthou, Genesis 12 en 17, sodat die nasies deur jou geseën mag word. En toe Israel dit nie doen nie, toe verloor hy sy plek in die groot plan van God. En God kom in Christus Jesus, want sy plan los hy nie. En hy kry 'n klomp ander mense wat ons vandag gemeentes noem, of sy liggaam, of sy kerk, watter metafoor jy ook al voor lief is, om voor te sit wat hy van die begin af bedoel het. Een van die kerntekste om dit te verstaan, is die bekende Johannes teks na die opstanding van Jezus. Kan jy onthou hoe dat hulle uit vrees vir die Jode, daai eerste aand, daai eerste Sondag aand, uit vrees vir die Jode in 'n toevertrek by mekaar is, want bang mense maak ons alles toe. En hy staan in hulle midde. Kan jy onthou wat hy hulle gesê het, Johannes 20 vers 18 tot 20? Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Dit sou onbillik wees om hierdie teks te lees op 'n ander manier as baie keer dalk, miskien word jy gestuur. Dit is net een verstaan van ons karakter as kerk. Ons is gestuurdes. Disippels is gestuurdes. As jy nou die Bybel nog voor jy oop het, die laaste perikoopie van hoofstuk 9 gaan oor Jesus se navolgelinge.
En dan staan ons teks in 10:1, dat die 72 van julle is gestuurdes. En as jy nou dink, ek is vanmôre in Magalies Kruin om die prediking van die 50er en die 60er jare van die NG Kerk te herhaal, toe dit amper half populêre tema geword het dat, as jy nie dalk ongehoorsaam nie, moet jy vanmôre hier wees. En die liewe Here, twee prominente mense, wie se name altyd later in die geskiedenis 'n bietjie ook politieke betekenis gekry het, wyle om Nico Smit en wyle om Karel Boshoff, met wie ek 8 jaar lank kon saamwerk by die fakulteit teologie. En die Here roep hulle altyd hulle sogenaamde blanke Afrikaans sprekende gemeentes vir om Nico na Silizidi toe en vir om Karel Boshoff na Metsi Abufelo toe. En vir 'n lang tyd word dit soort van die trant van die prediking. Hoor jy hier? Moet jy nie dalk op 'n ander plek wees nie. Is jy nie dalk ongehoorsaam nie, want die Here stuur dalk vir jou. Broers en susters, dit is nie wat ek vanmôre wil preek nie. 0,0001 van ons kry dalk so 'n opdrag. Natuurlik kan die Here dit nog doen. Hy kan dit vanmôre doen. Maar die teks sê nie dit nie. Die teks vra eintlik 'n ander vraag. Begryp jy waarom jy is waar jy is? Verstaan jy dat jy daar God se gestuurde mens is? Waarom woon jy nou al in straat A, nommer B, hoeveel jaar? Waarom werk jy waar jy werk? Waarom gaan jy skool waar jy skool gaan? Toeval? Glo jy so waar as 'n gereformeerde Christen aan toeval? Nee, broers en susters, omdat God ons elkeen as gestuurde geplant het waar ons hoort. Hoekom sou hy nou my, ek dink aan 'n man wat radikaal die Here gevind het by die ou yskor nog gewerk. Waarom sal die Here hierdie godslasteraar vloeker, nadat hy die Here gevind het, nou op 'n ander plek plaas, om daar iewers vroom en mooi te lyk, terwyl sy getuienis lê voor die mense wat hom deur jare heen in yskor gesien vloek het en gehoor het? Hoekom sal hy hom wat verander het wegvat en op 'n ander plek plaas? Die liewe Here werk ekonomies met sy human resources. Ons is waar ons hoort. 0,001 van ons kry die opdrag iewers heen. En so stuur die Here kinders na ouers toe en ouers na kinders toe en bure na bure toe. My eksterne eksaminator vir my proefskrif was 'n Amerikaner wat 'n ongelooflike proefskrif geskryf het oor die verkondiging van die evangelie oor the gospel through neighboring. Hy was Engels spreker. The gospel through neighboring. Ek wil haar nie vergeet nie, sy was in graad 7. Een van daai ongelukkige dogtertjies van die NG Kerk, wie se pappa en mamma haar wel laat doop het, is mens die doopvond die daar van die doopvond. Haar wel laat doop het, maar nooit weer daarna hulle voet saam met haar in 'n erediens gesit het. Maar sonnaskool moet sy gaan, kinderkraams moet sy gaan. En op 'n Sondag kom sy uit die erediens uit terug en sy ma is in die kombuis aan die kos maak en sy sê, mamma, as julle twee nie saam met my erediens toe wil gaan nie, kan ons nie net in hierdie huis begin om die Here te dien nie. Huisgodsdiens hou nie. En haar ma sê, ag my kind, jy ken jou pa, jy sal met hom moet praat. Waar is pappa? Hy lê nog, hy lees die Koran, die Sondagkoran. Sy stap in die deur van sy staan en sê, pappa, kan ek met pappa praat? Hy skreeu van agter die Koran, as jy weer met my wil praat oor die skooltoer, ek het jou klaar gesê, jy gaan nie. Nee, pappa, dit gaan nie oor die toer nie. Maar pappa, wil pappa nie jou Koran neersit, ek wil graag met jou praat. Jy vat my so met enige pa met 'n rapport op 'n Sondagmôre in die bed aan as jy net 12 jaar oud is. Papa, as jy en mamma nie saam met my wil die Here dien, die erediens toe gaan nie, kan ons nie net begin om huisgodsdiens te hou nie. En kan jy nou dink, broers en susters, sy het nie vir hom laat doop nie, hy het vir haar laat doop. Papa, dit gaan my verstand te bowe dat 'n kind dit vir 'n pa wat haar laat doop het moet sê. As jy nie begin te skaam is om vir ons te bid en te lees,
dan sal ek vir ons bid en lees. Ek wil haar ook nie vergeet nie, ek het haar 16 geskat. Ek lei 'n leeg saamtrek om die Windhoek stadion in Windhoek in, en die jongen laai al die materiaal, die beleidssprekers in die goed op, en ek stap uit, en waar die paviljoen op die straatvlak uitgaan, staan 'n dogter vir my en wag. Oom, kan ek met jou praat? Ek sê, julle, ek sal seker moet gou gaan, die jongen laai al. Wat is dit? Oom, my ma ken nie die Here nie. Ek het al met haar oor hom probeer praat, maar dan vloek sy hom openlik. En ek besef hoe dun die ys is. Dominee sal maar moet wag. Juffrou, is jy 'n Christen? Ja, oom. Vra haar 1 of 2 vragies oor haar eie verhouding met die Here. En ek sê, glo jy dat die Here Jesus jou lewe verander het? Ja, oom. Ek sê, jy weet mos jy kan nie vir mamma preek nie. Dit werk nou ongelukkig op jou ouderdom net nie so nie. Maar wys dit vir haar. Moenie laat sy jou ooit weer vra om skorrelgoed te was nie. Was hulle. Of om 'n bed op te maak nie, maak hom op. Jy het dan nou net vir my gesê die Here Jesus het jou lewe verander. Dit was so 'n dag na my verjaarsdag vroeg in Februarie. 3 weke later moes ek met die koffiesit reeksdienste gaan lei. Saterdag is daar 'n brief in my pos van daai kind. Ek weet nie wat, weet nou nog nie waar sy my adres gekry het nie. Oom, ek moet dit met jou deel. My ma het Dinsdag 'n week gelede, terwyl ek en sy 'n ou werkie in die garage gedoen het, haar lewe vir die Here teruggegee. Laas Sondag is sy vir die eerste keer van ek my verstand gekry het saam met my erediens toe. En laas Dinsdag het sy gesê, sy gaan self vir die tannies by die Bybelstudiegroep sê wat die Here in haar lewe gedoen het. Broers en susters, het u 'n idee hoe die strate van ons ou pragtige stad en omgewing kan lyk? As ons net hierdie week weet, ek is waar ek is, omdat ek God se gestuurde is. Tweedens, ons posisie as gestuurdes in hierdie wêreld. Sê Jesus, gaan nou, kyk ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Klink nie goed nie. Ek het tussen lammers groot geword, ek is die seun van 'n skaapboer, my broer is nog op dieselfde plaas, en ek weet hoe magteloos hulle is. En ek ry dikwels in my lewe in die buiteland, en ek besoek Yellowstone, waar die wolwe teruggesit is. Een van die wreedste roofdiere. Wat wou Jesus sê? Beslis nommer 1, julle is die lammers, en nie die wolwe nie. En het lyk vir my of ons dit baie keer in ons Afrikaanse kultuur dalk omgedraai het. Ek stuur julle soos wolwe onder lammers in, byt en krap en verniel en maak stikkend. Broers en susters, ons is die lammers. Met al die magteloosheid wat daarmee saamgaan. Die teks probeer die magteloosheid uitdruk dit te sê, los maar die ekstra beursie, los maar die skoene, los maar die ekstras. Dis nie julle ekstras wat van julle my getuies maak nie. Dis julle afhanklikheid van my. Dis julle leë hande. Want as jy met hierdie ekstras, dan begin jy mos hulp verleen soos iemand wat van bo af nog met milies van 'n trokkie afgooi by 'n pondok. Jy help eintlik op 'n manier wat verneder. Dis swaar as die kerk sy lam gestalte verloor. En vir hom begin hy verbeel dat ons is die baas in die samelewing, ons het die sê in die samelewing. Die Christendom het nie so begin nie, het nie so gegroei in die eerste 3 eeue nie. Ek lees nou nog weer 'n boek oor wat alles verander het by die edik dat ons staatsgodsdienst geword het van die keiser. Doen geen kerk goed nie. Dalk is ons besig om in Suid-Afrika as NG Kerk ons lam gestalte, karakter terug te kry. Ek hoop so. Want
ons moet daarom nooit vergeet dat ons volg eintlik die lam van God. Wat sê Petrus van ons so mooi in 1 Petrus hoofstuk 3 vers 18 tot 21? Toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Toe hy onregverdig beskuldig is, het hy homself nie verdedig nie. Hy het geleer om sy saak oor te gee aan God, wat regverdig oordeel. Onthou, broers en susters, as u nog nooit ervaar het dat die lam vir u, dat die wolf vir u sy tande wys nie, moenie dink Jesus was verkeerd nie. Wolwe vreet nie wolwe nie. Maar wanneer jy in hierdie samelewing jou soos die Here Jesus se volgeling as 'n lam gedra, ervaar jy dikwels die wolf knor. Ek ontmoet hom op 'n Saterdag namiddag by sy dominee in die pastorie, opgewonde, oortuigde Christen. Sondagmôre sit hy in die erediens heel agter, en terwyl hy die diens lei, sit hy opvallend in huil. En ek kom by die pastorie en ek sê, meneer X was in die erediens vanmôre, het ek dalk iets gesê onwetend wat hom seer gemaak het, hy het opvallend gesit te huil. Nie onbelang sê die predikant vir my, jy het niks gesê nie. Hy het 55 jaar saam met sy vrou 'n goddelose lewe gelei. Hy het verlede jaar radikaal teruggekom na die Here Jesus toe. Maar sy vrou het nie omgedraai nie. Daar's elke dag spanning in sy huis oor Jesus. Partykeer knor die wolf bedmaat naby. In Johannes 15 gebruik die Here Jesus nie metafore soos hier lammers tussen wolwe nie. Hy sê letterlik, die wêreld sal julle haat, want die wêreld haat my. En as ek en jy dit nou nie ervaar nie, moet tog nie begin dink Jesus het dit tog verkeerd gehad nie. Die vraag is nie dit nie, die vraag is gedraag my soos 'n lam. Wolwe vreet nie wolwe nie. En daar is Christene wat krap en byt en skel en haat en veroordeel, asof die Here Jesus gesê het, ek stuur julle soos wolwe onder lammers in. Derdens, oor die krag van die gemeente, want is dit dan nie selfmoord nie? Lammers tussen wolwe, die mees magtelose ou diertjie, hulle het gewoonlik nie eers stamphorings nie, hulle het nie krapnaels nie, hulle het nie slagtande nie, tussen die wreedste roofdier. Is dit nie selfmoord nie? Ja, dit sou wees, as dit ek was wat u gestuur het. Dan moet jy tog nie gaan nie. Of as ek op hierdie stadium gereël het met die kerkraadslede wat hier is, kom so 'n bietjie na my toe hier op die liturgiese sentrum, en ons vra vir die gemeente, ag broers en susters, gaan nou. Dan moet jy tog nie gaan nie. Maar wie is dit wat ons stuur? As jy die Bybel oop het, kan jy gerus saam met my net weer na ons teks kyk, en veral na vers 18. Kyk, onthou, ek stuur julle. Die woord kyk is, ek kom met die Griekse taalgebruik uit, wat spesiale aandag vra vir wat volg. Julle moet dit asseblief nie vergeet nie. Onthou, dat dit ek is, wat julle stuur. Wie is die ek? As jy nou deurlees vers 17, 18, 19, kom hulle ons nou terug met groot blydskap, selfs die demone luister ons na ons by die noem van u naam. En dan sê Jesus, ek het die Satan, ek het die steenstander, ek het die wolf se tande getrek. Ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Wie is dit? Dis die oorwinnaar oor die dood en oor die wolf wat ons stuur.
Sy is in graad 12. Sy woon 'n kursus oor, hoe praat ek dan nou met mense? Hoe leer ek praat oor Jesus? Wanneer ek my geleentheid kry. By my ou goeie vriend Mike Smith Jr. Hy skryf vir my 'n brief so 2-3 maande daarna en sê lang, vir 2 maande het ek niks gedoen nie. En toe sê toch die Here vir my sê, maar hoekom het jy dan gelaat beter oplei? Was jy dan nie eerlik geweest dat jy graag wil gaan nie? Sy sê, toe praat ek een môre met 'n skoolmaat van my tydens pouse, en hoe Mike het vir ons 'n boekie gegee, dat as die geleentheid om sou voordoen, lees dit saam met hom, wie ook al jy mee praat. En terwyl ek met my maat hierdie boekie sit te lees, hoor ek dit giggel rondom my. En toe ek opkyk, toe staan so 10 van my skoolse voorste spotters, so 'n half maand rondom my, en elke skool het sulke spotters, het hulle nie. Sy sê, my eerste reaksie was om op te vlieg en weg te hardloop. Maar die volgende sin haal ek nou letterlik nog uit haar brief uit aan. Sy sê, maar toe onthou ek, wie is dit wat my stuur? Dis dan die teks, want dis die werk van die Heilige Gees. Hy laat ons onthou. En sê, toe praat ek. En toe sy die briefie vir my skryf 'n maand later, het 5 of 6 van daai spotters reeds hulle lewe vir die Here teruggegee. U kan maar gaan. Die een wat u stuur, is sterker as die wolf. En ek sien hoe iemand slaap nie, hoewel is agter die masker 'n bietjie moeiliker om te sien wie se oë almal oop is. Maar ek gaan nou die belangrikste sinnetjie van my preek sê, so maak net vir my seker jou maat langs jou is wakker, jy hoef nie te stamp nie, maar dankie dat jy dit doen. Hier kom hy. Omdat dit Jesus is wat ons stuur, daarom is dit as gestuurde lam veiliger tussen wolwe, selfs al is ek alleen, as wat iemand vanmôre hier sal wees, sonder Jesus, tussen lammers. Jy's met Jesus veiliger tussen wolwe, as wat jy sonder Jesus tussen lammers is. En nou is daar net een vraag wat jy moet antwoord, ek kan hom ongelukkig nie antwoord nie, ek moet hom vir myself antwoord. Is ek een van die NG Kerk se gewillige en getroue kommers, maar swakganer? Mag u dan tog wel nogmaal met die woord herinner, gaan nou. Kyk, onthou, ek stuur julle, soos lammers, tussen wolwe. Amen. Ons lewe in moeilike tye, broers en susters, voordat ek die, soos ons het noem, die pastorale gebed doen, gaan ek so 'n oombliekie van stilte gee, sommer net om met die Here alleen te praat. Ekskuus Here, dat daar mense langs my bly, vir wie ek nooit nog eers ordentlik vriendelik was. Vergewe my die talle oomblikke wat u geskep het, en wat ek nie benut het nie. Dalk het iets anders wat u na die Here wil bring, om sommer net 'n stuk seer van die week, een van julle is in die afgelope week deur 'n pynlike ervaring van 'n voetganger wat oor die snelweg voor hom ingestap het en die voetganger is oorlede. U het die eie ervarings gehad die week. Kom ons word 'n oomblik stil. Ons Vader, ons is skaam dat ons U so lank al volg en dat ons U so lief het, maar dat ons nie altyd getroue, gewillige lammers, gestuurde lammers is nie. Vergewe ons dat ons so maklik ons wolsklere aantrek, as iemand ons snaaks behandel of seermaak, dat ons terugkrap en terugbyt en terugseermaak. Liewe Here, help my, help ons
almal, om net elke dag wanneer ons vir Jesus volg te leer hoe gedra ons wanneer ons die lam van God volg. Trek ons tande, knip ons naels, laat ons tonge diep tot bekering kom, sodat ons woorde van heling en van verlossing kan wees. Dankie vir hierdie gemeente, vir al die kinders wat hier so getrou vir u dien, vir almal wat goeie ganers is in gereelde kommers. Ons bid vir mekaar. Beskerm ons ook in hierdie moeilike tyd in ons land en in die wêreld. Bewaar ons gesondheid. Help ons om mekaar te respekteer in die samelewing waarvan ons deel is. In Jesus se naam. Amen. In ons geloofsbelijdenis bely ons mos eintlik net vier oor die drie-enige God en oor die kerk, ons. As ek hulle vanmôre net noem, kan jy in jou hart saam met my sê, ek glo in God, die Vader. Ek glo in Jesus Christus, die Here. Ek glo in die Heilige Gees. Die vierde een let daarop dat die voornaamwoord verander in die geloofsbelijdenis. Ek glo aan een heilige, Christelike kerk. Die gemeenskap van die gelowiges. Amen. Die lied waarmee ons antwoord vanmôre is lied 486. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. As Diederik of ek weet nie wie die rekenaar noteer nie, net miskien vir my vinnig die vierde strofe kan gooi asseblief. Ek wil net hê met die vierde strofe van lied 486 sien, as hy ons roep tot sy diens, hoe sal ons dit maar weer? Hoe sê jy nou vir die God wat jou lewe gered het vanmôre? Jy kan maar sê, gaan. Maar ek gaan nie. Dus asseblief dink mooi voor jy dit sing, maar ek hoop jy sê dit almal in die hart en lewe. Hy is almagtig, hy wat ons stuur, hy is ons getroue bevryder, dit gee ons krag. Ons is maar knegte met koningsgesag. Ons is lammers wat deur die herder beskerm word. Ons sing die 4 strofes van hierdie pragtige lied. Die volke die boodskap van hoop en bevryding, so sê die Here verkondig al verder die tyding. Daar is my knegt, hy bring aan nasies die reg, volg hom getrou in sy lyding. Hy die geliefde, die enigste daartoe verkore, ly vir ons sonde en red ons in sonde verlore. Die kind word knegt, hy neem ons sonde skuld weg, ons word in hom weer Hy wat verstaan sal die riet wat geknap is nie breek nie. Hy laat die swake verdrukte nie vruchteloos week nie.
hy ons roep tot sy diens, hoe sal ons dit mag weiger? Hy is almagtig genadig, die troue bevryder. Christus gee krag, kleer ons met koningsgesag. Hy is ons koning en Gemeente, net nog eenmaal die teks, gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Gaan nou, en onthou dat die genade van die Here Jesus die Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, gaan met u.